Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Vriende, hierdie is die African Schemer of in Afrikaans die waterploer word hy ook genoem. En dit verwys natuurlik na die wyse waarop hierdie voël deur die water beweeg. Wanneer hy in vlug is, druk hy die onderste deel van sy bek in die water, wat so streep deur die water maak, vreeslik mooi om dit te sien. En die boonste deel van die bek is so bietjie korter as wat die onderste deel van die bek is dan. Wanneer 'n visie dan teen hierdie snavel van die onderste deel van die bek sou raak, wanneer hy so deur die water sy bek trek, sal hy met die boonste deel toemaak en die visie dan so vang. In hierdie geval het hy eenetjie gevang en dan ook daarso na die kuiken toe geneem, om dan ook vir hom so die voedsel te gee dan. So, liewe vriende, is dit nogal interessant om te sien hoe gewillig en hard die ouers werk om hierdie kuikens groot te kry, en vat sekerlik baie van hulle om dit so te doen dan ook. Ons wil dan vanoggend met u deel oor hierdie oproep tot gewilligheid. Nou, ons lees van die oproepe in die Bybel om gewillig te wees, en een daarvan is daar in Eksodus 35 vers 5 wat staan: neem van julle besittings 'n offergawe aan die Here, laat elkeen wat gewillig is in sy hart dit bring, die offergawe van die Here, goud en silwer en koper. Hierdie was nou nodig sekerlik om die tabernakel ook so op te rig, en daarom was daar dan nog gevra buiten die normale tiendes wat julle bring 'n offergawe, sodat die werk van die Here voor kan gaan, sodat die tabernakel opgerig kan word, sodat ons die Here kan aanbid. Wie wil hierdie offergawe bring? So daar word gevra vir dit. Nou word daar gesê in vers 22, die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was. Hulle het gespes en ringe en vingerringe en halsringe, allerhande goue goed gebring, en elkeen wat 'n offer van goud aan die Here gewy het. So, liewe vriende, hulle wat gewillig van hart was, het toe dit gebring. En hierdie gewilligheid van hart het daartoe gelei dat die tabernakel ook later opgerig kon geword en dan ook. So moet ons weet, die Here roep vandag nog sy kinders tot gewilligheid op om meer te doen, sodat die werk van die Here vooruit kan gaan dan ook. In spesiale tye en moeilike omstandighede is dit juis hierdie gewilligheid wat maak dat meer vir God se saak gedoen kan word ook. So lees ons ook in 2 Kronieke 29 vers 31, en Jeskia begin sê, nou het julle heel aan die Here gewy, kom aan en bring die slagoffers en die lofoffers na die huis van die Here. Die vergadering het toe slagoffers en lofoffers gebring, en elkeen wat gewillig van hart was, brandoffers. So, liewe vriende, toe hulle aan die Here toegewy was, toe kon hulle gewillig geword het, toe het hulle meer gewillig geword. Ja, elkeen het die slagoffers en die lofoffers gebring, maar hulle wat nog gewillig van hart is, het 'n brandoffer, nog 'n groter offer, 'n groter deel aan die Here gegee. En doodeenvoudig, wanneer mense aan God toegewy is, sal ons meer gewillig wees om meer vir die Here oor te gee dan ook. Dis maar die geheim, liewe vriende. As jy nie in die Here oorgegee is nie, is jy ook nie gewillig om veel te doen nie. Dan sien ons ook, liewe vriende, dat hulle wat gewillig is, sal seën van die Here wegdra. Daar's 'n wonderlike seën in gewilligheid. Deuteronomium 15 vers 10 sê, jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees nie, as jy aan hom gee nie. Want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën aan al jou werke en in alles waar jy jou hand aanslaan. Is dit nie wonderlik nie, liewe vriende? Die Here verwys nie die gedeelte dat jy jou naaste moet help, en as hy vir jou vra om te leen of hoe ook al dat jy moet help, gee jy vir hom. Maar hoe moet jy gee? Met 'n gewillige hart, nie met 'n swaar hartie, nie met 'n hart om iets daaruit te kry of terug te kry nie. Nee, met 'n gewillige hart, met blydskap gee dit. En weet jy wat gebeur? Die Here sal jou seën in al jou werke en alles waar jou hand aanslaan. En mag ons sekerlik so altyd gewillig wees om tot eer van die Here op te tree, gewillig wees om meer vir die Here te doen, en ons weet ons sal wonderlike loon en seën daarvoor ook ontvang. Ons doen dit nie vir die loon en die seën nie, ons doen dit vir die Here en vir sy saak. Mag God gewillige manne en vroue, jong mense in ons land vind. Kom ons bid. Dierbare Here, wil U nie vandag gewillige mense vind,
wat in gebed hulle nou aan U opnuut kom opdra, opnuut kom oorgee, en dat U ook so verheerlik sal word. Amen.